Goeiemôre aan almal. Baie welkom hier in die huis van die Here. Dit is daarom lekker om so baie gesigte vanoggend te sien. Ons gaan ons voorsang begin deur saam te sing uit Psalm 119. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Psalm 119 vers 1, 2 en 3. Ons blaai na Psalm 125 en ons gaan daarvan die eerste 2 verse sing. Psalm 125 vers 1 en 2. Kom ons gaan aan na Gesang 43 toe. Ons gaan aan na Gesang 43 toe en ons sing daarvan ook vers 1 en 2. Gesang 43 vers 1 en 2, eer aan die Vader wat alles gemaak het.
draai net om na die volgende gesang, dit is gesang 44. Heer, met my julle hart, ons sing hom 2 maal deur. Gesang 44 het net 1 vers, ons sing hom 2 maal. Ons sluit nou staande af met gesang 297, Nader my God by U. Ons sing daarvan al 3 die verse. Gesang 297, al 3 die verse. Christus
Vir my channel 4 harder is dit, hè? God teks wat ons vandag dan hanteer, ook 'n getuienis sal wees dat die Here met ons is en dat hy ons elke dag steeds onder. Namens die kerkraad enkele afkondigings. Baie dankie vir
Ons luister nou volgende na die wet van die Here vanuit Matteus hoofstuk 22. En volgende kan ons in die lig van die skrifgedeelte wat ons in die prediking sal hanteer en ook in die preek sal oor praat, die vraag vra, wat sal ons vir ons kinders sê as hulle ons vra, waarom lees ons die wet? As my kind vir my vra, waarom lees ons die wet? Wat sal ek sê? Kort antwoord, die Here is ons God en ons moet hom lief hê. En omdat ons hom lief het, doen ons wat hy vra en dit lei tot 'n lewe wat pas by 'n geloof in hierdie God. En as ons hierdie wet hoor, word ons daaraan herinner dat ons hom moet ken. Die Here Jesus is in 'n strydgesprek, want 'n Fariseer versoek hom, met ander woorde probeer hom 'n strikvraag vra. Hy vra vir hom die vraag, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Hy vra letterlik, Meester, met ander woorde leier in onderrig, Rabbi, is daar een gebod wat groter is as al die gebooie? Die Here Jesus sê nie ja nie, hy antwoord hom so, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En dan sê hy, en die tweede wat hiermee gelyk staan. Nou sê die eerste gebod is groot en belangrik. En die tweede een gelyk net so belangrik. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die Here Jesus is wys en jy sien sy goddelike wysheid raak wanneer hy antwoord nee, ook nie ja nie, maar albei. Hy sê dis die hele wet, al 10 gebooie is belangrik. Hoekom? En dis hoe ons onsself ondersoek in hierdie deel van die erediens. Ons luister na die wet. My kind, hoekom moet ek na die wet luister? Want ek vergeet maklik wie God is. My kind, ek vergeet maklik wat dit beteken om in God se wil te lewe. Daarom gee die Here vir ons 10 gebooie. En hy gee dit vir ons as 'n erkenning dat die Here alleen God is. Gebod 1 tot 4. En ons moet hom lief hê, en ons liefde is 'n erkenning dat hy my God is. En kinders, dis wat ons moet hoor. Hy is my God, as niemand soos hy nie. En omdat ek hom lief het, begin dit in my lewe wys dat my geloof gebaseer is op hom en my dade wys wat God wil hê. Maar nou wys my lewe eintlik nog wat? Dat ek hom nie eintlik met my hele lewe soek nie. En dit wys dat dit wat ek doen nie pas by die geloof nie. Met ander woorde, ek sondig. Ek doen dinge wat verkeerd is in die oë van die Here. En dis hoekom ons in hierdie deel van die diens die wet lees. Om opnuut te hoor, waar staan ons eintlik? En ons hoor ons is gebroken, dit beteken in gewone Afrikaans. Ons is eintlik te swak om perfek te wees. Die woordjie perfek kan nie bestaan nie. Ons kry dit nie reg nie. Ons probeer met ons dankbare hart vir die Here sê dankie en ek probeer leef volgens sy wil. Maar omdat ek gebroken is, kan ek nie by elke ding reg hou nie. Maar ek weet dit. En ek is nie lief vir die sonde nie. Ek is nou, omdat ek bewus is van my gebrokenheid, hartseer oor my sonde. En nou moet ek dit bely voor die Here as my konstante bekering wat ek elke dag moet doen. Ook nou. Ons staan nou stikkend voor die Here.
Kom ons sing met 'n stikkende hart ons skuldbelydenislied. En dis Gesang 56, strofe 9. Ons het pas gehoor, voordat ons die lied gesing het, dat ons nie volmaak is nie. Ons het pas gesing, dat God se wet volmaak is. God se woord is volmaak, want God is volmaak. Ek word dus in sy woord belig, vanuit sy woord belig, en ek word gewys vir wie ek eintlik is. En waar ek nou gesing het, ek is skuldig, Here, maar die heil is deur u Gees in Christus. Dit beteken, die heil, die verlossing is in Christus. Die wet wys my wie ek nie is nie, maar waarheen ek moet gaan. Die wet wys my na God toe. Die wet wys my na die volmaakte toe. Die wet wys my na die een wat volmaak is, Christus. Sodat ek na hom kan kyk en hoor. En dis waar die genade deel in hierdie deel van die erediens, waarom dit belangrik is om die genade deel te hoor. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. In daardie Johannes 3 vers 16 teksvers, Bybelvers, gee die Here vir ons 'n waarheid. Die liefde van God, wat gebring is deur sy seun, wat sy lewe in my plek geoffer het my gebrokenheid wat die Bybel deur die wet van die Here openbaar, geneem en gesê, jou skuld vat ek by jou. Ek sit dit op my. Dis wat die Here Jesus gedoen het. En hy gaan na die kruis op Golgotha en hy betaal dit in my plek. Kinders, dit is genade. Want elkeen van ons moes self gegaan het en gaan betaal het met ons eie lewe, maar nou is ons lewe nie volmaak nie. Slegs die volmaakte kon betaal. Nou het hy dit by my geneem, in my plek gaan betaal, en hy gee vir my die rekening en sê, jou skuld is betaal, jy skuld niks meer nie. Gaan, want Christus Jesus het jou gered. En is in hierdie genade wat ons wegstap van die kruis, met dit blymoedigheid. Ons sien die kruis, en ons sê, dankie Here, vir wat U gedoen het. Wanneer ons dankbaar is, volg 'n lewe van dankbaarheid. Daarom elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, kan glo, ons skuld is vergewe. Hy het dit reeds betaal. Ons lewe kan nie 'n onverskillige lewe bly nie. Kinders van die Here, draai weg van jou sonde. Volhard in geloof. En maak erns met die wil van die Here. Laat dit 'n lewende getuienis wees. Laat dit 'n monument wees wat ander raak sien en sê, jou Here is my Here en jou God is my God. Waar jy gaan wil ek gaan, want die Here is waaragtig Here.
Prys die Here se naam. Ons gaan nou ons geloof bely en ons gaan dit singende doen. Ons sing vanoggend Gesang 87 as geloofsbelydenis lied. Daarin erken ons die Here alleen is God. Daarna bly ons staan vir 'n gebed. Almagtige en barmhartige God, baie dankie Here, dat ons kan weet, U is die bron van alle goed. Daar is niks wat U nie weet nie. Daar is niks wat U nie ken nie. En die ganse skepping is onder U almag en U voer heerskappy daaroor. U het dit in plek gebring en U bewaar dit steeds. En daar is ons deel van hierdie skepping en U kinders word begenadig ook vandag. Waar ons die woord wil oopmaak om dit saam te lees, is ons opregte behoefte dat U nou deur die woord sal spreek en ons genade sal bewys. Laat dit wees genade op genade wanneer die Gees kragtig ons verstand verlig en verhelder en ons sien wat ons moet sien, ons hoor wat ons moet hoor en dit lei tot 'n doen van wat ons moet doen. Dankie Here vir wat U is en wat U bewerk. Laat dit nou wees volgens U genade in Christus Jesus naam. Amen. Ons maak die Bybels oop by Josua hoofstuk 4. Dis basies deel 2 van die deurtog van die Jordaan. Ons het na die vorige gedeelte gekyk, hoe dit gereël is, hoe dit opgestel is, en wat die Here in plek gebring het, sodat Israel as volk van die Here deur die Jordaan kon trek. Vandag deel 2. Josua 4 vanaf vers 1. En toe die hele volk deur die deurtog deur die Jordaan volëindig het die Here met Josua gespreek en gesê: Neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man, en gee hulle bevel en sê: Neem vir julle vandaar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, 12 klippe. En bring dit saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly. Toe het Josua die 12 man geroep, wat hy die kinders van Israel uit elke stam 1 man aangestel het, en Josua het vir hulle gesê: Trek uit voor die ark van die Here, julle God, tot binne in die Jordaan,
en tel vir julle 'n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here by sy deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer. Daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Die kinders van Israel het toe so gedoen soos Josua beveel het. Hulle het 12 klippe uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Here met Josua gespreek het, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, en hulle het dit saam met hulle deurgebring na die slaapplek toe, en dit daar neergesit. Josua het ook 12 klippe opgerig in die middel van die Jordaan op die plek, waar die voete van die priesters, die draers van die verbondsark gestaan het, en dit is daar tot vandag toe. En die priesters wat die ark gedra het bly staan in die middel van die Jordaan, totdat alles volbring was, wat die Here Josua beveel het om aan die volk te sê, volgens alles wat Moses Josua beveel het, en die volk het gou deurgetrek. En toe die hele volk die deurtog volëindig het die ark van die Here met die priesters voor die oë van die volk deurgegaan. En die kinders van Ruben, die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek soos Moses aan hulle gesê het. Omtrent 40.000 wat vir oorlog gewapen was, het voor die aangesig van die Here deurgetrek om te veg na die vlaktes van Jerigo toe. Die dag het die Here Josua groot gemaak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het soos hulle Moses gevrees het al die dae van sy lewe. En die Here het met Josua gespreek en gesê, gee bevel aan die priesters wat die ark van die getuienis dra, dat hulle uit die Jordaan uit opklim. Josua het daarop die priesters bevel gegee en gesê, klim op uit die Jordaan. En toe die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, opklim uit die middel van die Jordaan, het die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droëgrond bereik, of die water van die Jordaan het na sy plek teruggekeer soos gister en eergister en op al sy walle geloop. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal aan die oostelike grens van Jerigo. En daar die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het Josua by Gilgal opgerig. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee, wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. En toe al die konings van die Amoriete wat anderkant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor, dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Geliefdes in ons Here Jesus, die hele gedeelte sal in die prediking in behandeling geneem word. Ons sal oorhoofs na die lyne kyk. Waarvoor het ons geheue? Om vir die kinders die vraag reguit te vra, hoekom moet ek onthou?
Wie onthou die eksamen van die vorige kwartaal? Hand op. Eksamens is toetsing van kennis, is ek reg? Om jou eksamen te hê en nie te weet wat jy moet antwoord nie, beteken dat jy nie sal deurkom nie. Hoe lank moet ek onthou, het ek al op huisbesoek gevra. Dit wat ek geleer het, moet ek onthou tot by die toets, is my geantwoord, meer as eenmal. Of te onthou tot by die eksamen, dis vir my geantwoord, meer as eenmal. Waarom is die antwoord so gegee? Want ons moet eintlik net onthou tot waar ons moet ken. Is dit waar? 'n Skoolloopbaan strek oor 12 jaar, eintlik langer, as mens deesdae vat waar die graad RR en al die ander begin. Strek dit eintlik van dag 1 af. Wanneer jy begin leer om te eet, te drink, te weet waar kom dit vandaan wat jy nodig het om te eet, om te drink, dit wat jy nodig het om te bestaan, jy moet onthou by wie jy dit gekry. Want jy moet teruggaan soontoe vir nog. Want ek gaan weer honger word. Ek moet onthou wie het my liefde gegee en ek moet teruggaan soontoe om nog liefde te kan kry. Dis waar dit begin. Waar leer ek dit? Dit is mos vanselfsprekend. Daar moet iemand wees wat vir my lief is. Moet daar? Ja, daar moet. Maar is daar altyd? Nee. Ek leer baie vinnig dat ek dinge moet onthou. En terwyl ek in die proses is van onthou, is ek in die proses van leer. My leerproses stop eintlik nooit nie. Want daar gaan altyd iets wees, en as ek vir die bietjie ouer is van daar vra, hoeveel kan u nog onthou van gister? Nie van 50 jaar terug nie. Hoeveel kan u onthou van vanoggend? Hoe lank gaan u onthou wat ek nou gepraat het? Hoe lank gaan die boodskap by u tuis bly? Hoe lank gaan die gedagtes dit kan vashou? Dan besef ons, hoe vinnig gaan ons vergeet? En nou is daar baie metodes om weer te kan onthou. Daar word vir ons baie metodes gegee. Hoe kan ons geheue weer verfris? Kan 'n nota maak. Nou moet ek onthou waar het ek die papiertjie gelos. Maar ek kan 'n nota maak. Kinders, vra net vir ma. Mamma sal weet. Dis die beste geheue-verfrisser in elke ouerhuis. Ma, waar het ek my klere geberg? Ma, waar het ek hierdie geberg? Ma, het ma dit gesien? En so gaan ons aan. So het ons almal groot geword met 'n moeder wat alles onthou, want sy moet. Is ek reg, kinders? Dis waarmee ons besig is. Dis waarmee ons besig is. Onthou. Ons tref Israel in die geskiedenis aan by 'n moment wat hulle moet onthou. Hulle het gehoor die ark van die Here, dis daar die kus, waarin die belangrike items was, die ark van die getuienis, die verbondsark van die Here moet voorloop. Omtrent 'n kilometer vooruit moet die priesters loop met hierdie verbondsark. Julle moet loop tot by die rivier, en dan gaan ons vandag sien wat moet daar gebeur. Wanneer hulle by die rivier kom, moet hulle voete in die water sit, en dan sal die Here die water stop. En wanneer die water gestop is en 'n entjie bo in die rivier loop, is die water gestop en dit het heeltemal droog geloop en Israel kon deurtrek. En soos hulle verbygestap het, en dis wat ons moet onthou van geheue-verfrissing. Vir diegene wat daardie dag deur die Jordaan gestap het, was die belewenis vars. Maar dit het vandag gebeur. Dit het vandag gebeur. Hoe het dit gebeur? Ons is nou in Gilgal. Ons is op die plek waar ons gaan slaap vanaand. Wat het gebeur vandag? Hoe sal ons dit vir mekaar vertel? Man, ons het gestap. Wie het voorgestap?
Daar was 3 stamme. Ons lees van daardie 3 stamme, die stam van Ruben, die stam van Gad en die stam van die halwe stam van Manasse, maar net die weerbare manne, so ongeveer 40,000 manne wat gewapend was, want hulle moet gaan oorlog voer. Al die ander mense van daardie stamme het reeds by hulle blyplek gebly en die ander manne het agtergebly. Nie al die mense het saamgekom nie, net 'n paar mense. Dis al klomp mense, maar hulle is net 'n gedeelte van daardie 3 stamme wat aan die ander kant van die Jordaan reeds blyplek gekry het. Hulle gaan voorloop. So hulle gaan eers deur die Jordaan. Hulle stap deur agter hulle aan die res van die stamme, mans, vrouens en kinders en goedere. Mans, vrouens, kinders en goedere, alles. Ons vat die tente, ons vat alles, ons dra alles. Ons stap deur die Jordaan. Die hele dag stap ons deur die Jordaan. En as almal deur is, dan sien ons iets gebeur. Want ons stap deur die Jordaan, ek sien, hier staan die priesters met die ark, en hulle staan. Hier kom nog, en ons stap. Almal sien die verbondsark van die Here en die priesters staan op die grond. Hier is nie water in die Jordaan nie. Dis 'n rivier in vloedtyd. Dis 'n vloedtyd, want die sneeu wat smelt, maak dat daar baie water is in hierdie tyd van die jaar. En daar is geweldig baie water. Dis nie 'n veilige deurreis vir man, vrou, kind nie. Dis glad nie 'n veilige deurtrek nie. En jy gaan nie al jou goedere aan die ander kant kry nie, maar ons trek. Ons is besig om te trek. En ons sien die verbondsark van die Here. Wie sien ons? Die priesters en dis die Here wat hulle verteenwoordig. Want die Here is hier teenwoordig, daarom staan die water stil. En hier kom nie water op die Jordaan deur nie. Ons kyk daarna en ons sê, wow. Wat is my reaksie as ek iets sien wat ek nie kan, wat nooit so werk? Wat 'n dag. Ons het vandag deur die Jordaan gestap. Ons sou moes swem. En van ons sou verdrink. Want jy kan nie deur 'n rivier in vloed net stap nie. Nou is ons daar deur en almal het deur gestap en soos hulle deurstap, is daar 12 manne aangewys, een uit elke stam wat een van die klippe optel uit die Jordaan en dit met hulle saamdra. So 1 klip, 2 klip, 3 klip, 12 klippe uiteindelik word uit die Jordaan rivierbedding uitgehaal en saamgevat. Daar word gesê, julle sal vanaand waar julle slaap iets met hierdie klippe doen. Dis waar ons gaan. Gaaf. Ons sien hoe word die 12 klippe opgetel. En dan sien ons, wanneer Josua deurkom en almal deur is, dan gaan maak hy 'n klipstapel ook van 12 klippe binne in die rivier. En dit staan vir ons geskrywe, teen die tyd wat hierdie volk die brief of die boek Josua lees staan daar, en daardie klippe is vandag nog daar. Hoekom sou hy dit sê? Hierdie klippe is vandag nog daar, omdat jy nou vandag gaan terug aan Jordaan toe en gaan kyk na die klippe. Vir die skrywers was dit belangrik om te sê, dit het gebeur julle, dit het gebeur, gaan kyk by die rivier, die klippe is nog daar binne. En dan gebeur die volgende, en die volk kan omkyk en nou kyk ons almal na die Jordaanrivier. Hy's droog en die priesters staan nog daar. En dan sê Josua, kom uit die rivier. En hulle het skaars hulle voete bo gesit. En hulle is uit die rivier. Toe kom die massa water weer af. Gaan 'n bietjie terug in die geskiedenis. Ons is in die see. Ons stap hier deur die massa water van die Skelfsee. Is hier langs ons. Ons stap tussen die water deur en ons is ander kant uit. En hier kom die Egiptenare en hulle sukkel om deur die see te stap. En skielik kom daai water en dit kom net terug. En die Egiptenare verdwyn onder die massa water. Israel stap weer deur. En kyk weer vir die water. Hoe die water terugvloei in die rivierbedding. Wat het ons gesien? Kom ons dink gou, wat het ons gesien? Eerstens, ons het 'n wonderwerk gesien. Want dit gebeur nie elke dag nie. En ons gaan dit eintlik nie weer sien nie. As die Here nie weer so iets doen nie, gaan ons dit nooit
weer sien nie. Nou is ons die eerste geslag wat dit gesien het. Dit was wonderlik, en ons praat oor hierdie water, heel dag, op pad Gilgal toe. Ons kom daar, wat gebeur in Gilgal? Dit was 'n wonderlike dag, ons het hierdeur getrek. Dan sê Josua, goed, die 12 klippe moet julle nou neerpak. 12 klippe word neergepak. Wat moet julle vir julle kinders sê oor hierdie 12 klippe? Wat? Ja, hierdie 12 klippe word nou 'n monument. 'n Monument is 'n herinneringsteken. 'n Monument is 'n teken wat jou herinner dat jy iets moet onthou. As ons vandag by monumente kom, is daar so 'n plaatjie of daar's 'n klip en daar's opgeskryf of gegrafeer, waarvoor is hier 'n standbeeld of 'n klomp klippe op mekaar. Daar's baie monumente wat net 'n klomp klippe op mekaar is met sement vasgemaak. Baie monumente lyk so. Hoekom? Want klippe verweer 'n bietjie stadiger as ander goed. So klippe word baie keer gebruik. Ons ken groter monumente soos die Voortrekker Monument, 'n reusagtige gebou daar op een van die koppies in Pretoria. Ander monumente is gegiet soos die waans by Bloedrivier as 'n gedenkteken. Hier het die slag van Bloedrivier plaasgevind en daardie eysterwaans staan nog daar. Verweer al deur die weer, maar dit staan nog net so daar. En as jy daarna toe gaan en sê, maar hoekom is die waans hier? Wat moet ons vir ons kinders sê? Wel, eendag in 1838, op die 16de Desember, het hier iets gebeur. En ek vertel dit vir my kind, asof ek daar is. En my kinders sê, wow. Want ons moet dit kan sien uit jou vertelling. Dis immers wat die gelofte sê. Ons vir ons kinders moet gee, is die vertelling. Want ons nageslag moet dit weet, as iets van ons erfenis. Dis iets wat hierdie volk ken, en wat ons erfenis is. Ja, maar vir party is dit nie meer 'n saak nie. Of elkeen wat erns maak met 'n gelofte weet, die Here is die getuie, en die nageslag moet dit weet. Wanneer iemand op 'n stadium navorsing doen oor die geheue van mense, word daar beskrywe hoe lank kan mense onthou en hoe lank gaan dit vat voor jy vergeet. 'n Prediker maak 'n boodskap, hy preek 'n boodskap of hy verduidelik en hy maak gebruik van 3 stoele om dit te illustreer. So hy gee vir ons 'n prentjie en sê daar's 3 stoele. Jy sit vandag in stoel nommer 1. Jy het vandag in hierdie voorbeeld van Israel deur die Jordaan gestap. Jy is geslag nommer 1. Wat vandag gesê het, wonderlik. Ons is deur die Jordaan. Kyk hoe dit gebeur. Josua het die klippe daar gaan pak. Ons het die klippe in Gilgal gesien en ons weet wat het gebeur vandag. Ons sit in stoel nommer 1. Dit beteken ons het vandag gesien wat gebeur het. Stoel nommer 2 is my kind. My kind het gehoor, en as my kind by die gebeurtenis was, dan het my kind die gebeurtenis beleef, maar was of dalk te jonk, en het nie verstaan nie, of my kind is heeltemal nog nie gebore nie, en moet nog gebore word, en het glad nie beleef wat ek beleef het nie, maar my vertelling van hierdie gebeurtenis, is my kind se ervaring van hierdie gebeurtenis. Het sy dit 'n kultuurgebeurtenis is, of dit 'n saak is wat met ons moet, in ons kultuur moet bly, en ons familie moet bly, wat ook al die saak is, so goed as wat ek dit saam met my dra, kom dit by my tweede stoel uit. En my die tweede stoel besluit dan, gaan ek daarby bly, of gaan ek dit anders sien? En eendag as hulle 'n kind het, dan word die derde stoel gebore. En dan word besluit waar stoel 2 gaan met die inhoud. En stoel 3 besluit dan, gaan ons daarby bly of gaan ons nie? En daarom vat dit 3 geslagte vir iets om te verdwyn. Want as ek vashou aan die Here eerste geslag,
Ek hou vas aan die Here tweede geslag. En ek hou vas aan die Here derde geslag. Dan hou ek vas aan die Here onbepaald. Maar 3 geslagte is nodig. Want dit vat 1 geslag toe Jerobeam besluit, koning van Israel, 10 stamme is vir hom gegee om oor te regeer. Hy besluit, ons maak 'n nuwe godsdiens. Ons besluit, ons gaan 'n nuwe godsdiens maak. Ons gaan die hele Noordryk godsdienstig verklaar. Ons gaan 2 aanbiddingsplekke skep. Jerusalem is maar 1 plek, ver in die suide, maar die suidste plek, Berseba, daar sal ons 'n tempel en 'n plek maak, en ons sal daar 'n goue kalf oprig, en ons gaan vir die mense sê, en dis wat gesê is, lees gerus 1 Konings, ons gaan vir die mense sê, hierdie is die God wat jou uit Egipte land uitgelei het. Ou leen staan net so in Eksodus 32. Goue kalf, eie priesters, nie leviete nie, eie priesters, enige stam kan priesters maak, en priesters sê, en net om hulle mooi tevrede te stel, is daar nog 'n aanbiddingsplek in die noorde by Dan geskep. En tussen Dan en Berseba kon almal met vreugde 'n nuwe godsdiens beoefen, baie gerieflik. En dit vat nie lank nie. En niemand verder gaan meer af na Jerusalem toe om die God van Israel te ontmoet nie. En lees maar die geskiedenis van die Noordryk, hulle word vroeër weggevoer deur Assirië, maar nie een koning volg die Here nie. En die hele stelsel val plat, want niemand herinner iemand nie. En hier is die vraag, wie moet ons ken? En dis die tema, wie moet ons ken? Ons moet die Here God ken. Nou kom ons aan Gilgal aan die einde van hierdie dag, en die klippe word gepak, en dit word 'n monument. En wat is dit wat Josua laat sê? In die einde van hierdie gedeelte, wat ons dit vandag saam. En hy het met die kinders van Israel gespreek, dis vers 21. Hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later julle vaders vra en sê, hoor mooi, wanneer die kinders by hierdie ding verbygaan en sê, papa, hierdie klippe, wat se klippe is die? Wat doen hierdie klippe hier? My seun of my dogter, hierdie klippe, ek weet nie. Of wat gaan jy sê? Hierdie klippe, sê Josua, op grond van wat die Here gesê het, jy moet sê. Hierdie klippe, wat beteken dit? Jy moet dit dan aan jou kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het soos die Here julle God gedoen het met die skelfsee wat voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Soos wat die Here die see opgedroog het, so het die Here weer water laat opdroog, so het ons deurgetrek, soos 40 jaar gelede ons gedoen het, weer. Ons het weer deurgetrek. My kinders, my seun, my dogter. Ek weet waarvoor hierdie 12 klippe staan. Die plaatjie is nie meer daar nie. Want dit is nou al baie lank gelede. En ek wonder of hulle die plaatjie opgesit het. Want hier staan net 12 klippe. En dit was die taak van elke vader om by Gilgal verby te gaan. Gaan na Gilgal toe. Gaan na Gilgal toe. Waar is Gilgal? In die middel van die land. Is bietjie ver om te stap. Ons kan nie onthou nie. Ons was lanklaas by Gilgal. Ons kan nie onthou nie. Ons was lanklaas daar. Die geskiedenis van Israel is vol daarvan dat ons nie kan onthou nie. Ons kan nie onthou nie. My seun, dis waarvoor die 12 klippe staan. Wat moet ek onthou?
Ek moet onthou dat die Here ons hierdeur gelei het. Jy moet onthou dat die Here jou God is. Hy's my God en hy's jou God. Dit moet jy onthou. En as iemand soos Jerome by jou verbykom en sê, weet jy wat, jy hoef nie Gilgal toe te gaan nie, want dit was die plek waar aanbidding sentraal was vir baie jare, voor Jerusalem die plek geword het. Ons moet onthou wat die Here doen met gedenkwaardighede. Hy herinner sy volk dat hy God is. Hy herinner sy volk dat hy God is. Onthou dit nou. Dis 'n frase wat ons moet onthou. As ons met ons kinders praat, wie het dit gedoen? Hoekom het hy dit gedoen? Vir wie het hy dit gedoen? Vir hulle met wie hy verbind is. Die eerste saak van dit wat ons moet onthou is dit is hy wat Israel deur die Jordaan gelei het. Ons moet dit onthou. Niemand anders het dit gedoen nie. Dit was nie die priesters wat so wonderlik was nie. Kyk mooi hoe die Here passief. Die mense in 'n passiewe toestand beteken hulle doen nie eintlik iets nie. Hulle kom nie in bou 'n brug. Hulle kom nie in sit 'n keerwal in die rivier nie. Hulle kom nie en lei die water in 'n ander rigting nie. Hulle stap in die water in. Hulle kyk na die doodsgevaarlike water, stap in en die Here stop die water. Geloofsaksie. Die Here het dit gedoen. Tweede saak. Einde van die hoofstuk, begin met die volgende een, hoofstuk 5 vers 1. En toe al die konings van die Amorite wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Wanneer die monument opgerig word in Gilgal, beteken dit iets vir Israel se kinders. Maar wanneer die Here iets gedoen het soos hierdie, word dit rugbaar. Onthou in hoofstuk 2 staan daar klaar geskrywe, Rahab sê vanuit Jerigo, Rahab sê vanuit Jerigo, ons weet wat die Here gedoen het toe julle deur die see getrek het en wat met Egipte gebeur het. Ons weet wat die Here gedoen het met die twee konings aan die ander kant van die Jordaan, Og en Sion. Ons weet dit. Dit het by ons uitgekom. Die Here het klaar skrikbewind laat kom. Die evangelie van God het oorwin, is klaar verkondig en dit het gegaan tot in die ore en die harte van die vyande van God. God het oorwin. Nou word een ding waar. Wie verkondig die evangelie? Wie is die draers daarvan? Israel. Want hulle het gestap deur die see, die draers van die genade. Hulle het gestap deur die Jordaan, hulle is die draers van die genade. Aan hulle hande is die konings verslaan. Hulle was daar. En nou kom hulle nog steeds nader aan Jerigo. En nou is die konings reg deur hierdie land Kanaan bang. En hier is 'n toepassing vir vandag. Wanneer die wêreld kyk na kerkgeboue en hulle ry by kerkgeboue verby en iemand sou dalk vra, maar pappa, wat is hierdie? Is 'n kerk. Wat doen mense by 'n kerk? Dan kom 'n dag en 'n tyd en 'n uur wanneer 'n kind gaan vra, wat is 'n kerk? En dit word al vandag gevra. Ons is al by 3 geslagte verby, waar mense besluit het, oupa groot was die laaste een wat nog kerk toe wou gaan. Vandaar was die volgende stoel gevul deur een wat kerk toe moes gaan, en een wat sy kind geforseer het om kerk toe te gaan, en nou is daar kinders wat sê, ons sal nie kerk toe gaan. En hulle kinders gaan ook nie meer kerk toe. Ons is al daar, kan hoor my hand is al vol. En wanneer ons in die 5de geslag is van afvalligheid in ons land,
is ons in afvalligheid nie oor 'n regering nie. Ons is nie in afvalligheid oor enigiets anders nie. Ons weet nie meer wat vir ons kinders te sê nie. Ons kinders vra nie eers meer die vrae nie, want ons ry nie by die mond by Gilgal verby nie. Ons kom nie meer by die punt waar ons by daardie punt moet verbygaan en sê, wat is hierdie nie? Hoekom trek mense klere aan om kerk toe te gaan? Hoekom het die woord kerkklere bestaan? Dis nogal 'n woord. Hoekom het kerkklere as 'n woord bestaan? As dit niks beteken het nie. Was dit die laaste monument van eerbied aan die Here? Was dit die laaste woorde daarvan? By die volgende stoel besluit, ag, is nie so belangrik nie, is nie belangrik nie, klere is nie belangrik nie, die tyd is nie belangrik nie, die diens is nie belangrik nie, die instansie is nie belangrik nie, die aksie is nie belangrik nie, die geloof is nie belangrik nie, Christus is nie belangrik nie, niks is meer belangrik. Hoe skuif ek weg? Wanneer ek God nie meer ken vir wie hy is nie, staan ek nie by die 12 klippe nie. En ek is nie meer die vader wat die woorde spreek wat die Here gesê het nie. Ek het 'n tweedehandse idee van waaroor dit eintlik gaan. En ek vat elke geslag ietsie weg vir die volgende geslag, totdat daar niks meer oorbly vir ons kinders nie. En wat maak die konings van die land? Nie wat die konings van Kanaan gemaak het nie. Want hulle sien nie meer God nie. Hulle glo nie meer God nie. Alhoewel hierdie God nog steeds reuse wonders doen. Hy kloof nog steeds water. Want hy laat mense glo. Hy is nog steeds besig om vyande te verdryf, ten spyte van dreigemente. Hy is nog steeds daarmee besig. En waar staan die monumente nou? Waar staan die monumente vandag? Sluit met hierdie gedagte af. Lukas 19 vers 37 tot 40. Hoor die woorde. Lukas 19 vers 37 tot 40. En toe hy, dit is Jesus se intog in Jerusalem, in die week waarin hy sou sterf. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hoor mooi? Die disippels van die Here Jesus prys God oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het gesien wie hy is. Vers 38, terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En dan vers 39, sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. Bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. Sê weer. Here Jesus sê, as hulle swyg oor die groot dade van God, sal die klippe uitroep. Wanneer Jesus die rots word, of die steen des aanstoots, daardie steen oor wie mense moes val, wat die hoeksteen geword het. Wanneer Jesus 'n klip word in die pad van mense, maar die rots waarop die geloof gebou word, is Jesus die klip wat jy nie meer kan ignoreer. Hy is. En wanneer kinders vra, maar wie is Jesus nou eintlik? Wie is hy? Wat sal ons van ons kinders sê? Want hierdie klip kom staan in ons pad, en jy moet weet wie hy is. Anders gaan jy nêrens nie. Jy moet onthou wie hy is. Anders gaan ons nêrens nie. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die een, as ons by hom verbykom en hy laat ons deur, want dis hy wat ons moet deurlaat. En hy het dit kom doen, deur te betaal op die kruis, sodat ek kan lewe. Hy het ons deurgelaat, elkeen wat in hom glo, het hy deurgelaat, sodat ons kan kom by die beloofde land. En Gilgal is die beginpunt. Daar is die klip. Jesus is ons Gilgal klip.
Want hy is die een wat ons moet sien. Hy is die een wat ons moet erken. Hy is die een wat ons moet loof en prys. Hy is die een wat op ons kinders se lippe moet wees. Ons is lief vir Jesus. Hy is die een wat ons moet lei tot by die 3de, 4de, 5de, 6de stoel, tot in ewigheid. En as ons daar kom, prys ons Christus in die hemel. Ons niks anders oor nie. Die oorwinningsgeskiedenis van Josua, wat praat oor die verlosser, is die verlossingsgeskiedenis waarin u en ek verbind is vandag. Daar die tweede punt. Vandag moet al die volke weet wie die klip is. Vandag moet al die volke weet wie die klip is. Want die volke sal weet, Israel is op pad, maar die God van hierdie klip is hier. En vandag is ons gebou op die rots. Ons is klippe in die pad van mense. Waarom glo jy? Wat sal ek vir my kind sê? Hoor die verbondsgedagte. Hoor die getuienisgedagte. Hoor die verkondigingsgedagte. Ons stap nie hier uit sonder geloof nie. En as iemand iets vandag nie verstaan het nie, mamma, wat het hy gesê? Papa, wat het hy bedoel? Dan word u die naprediker van hierdie boodskap. En die eenvoudige woord is dit. My kind, Jesus is ons enigste hoop. Hou net in hom vas. Glo in hom as die enigste God. Want hy het ons lewe gered. En omdat Jesus lewe, sal ons lewe. Hoekom aanbid ons op die eerste dag? Want ons lewe vanuit die opstanding van Christus. Daarom is ons. Kinders, sien die monument wat jy elke dag by verbystap. Hoekom gaan julle kerk toe? Wat sal ek vir hulle sê? Hoekom loop julle by die monument verby en reageer nie daarop nie? Elkeen van ons het 'n taak. Hoor die roeping van die Christene in Christus. Ons is nie net nie. Ons het 'n bestaan. En ons het 'n lewe. En ons is op pad na Jerigo. Ons is op pad na Jerigo. Maar ons is verder op pad na die beloofde land van God. Prys die Here. Laat dit ons troos. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God. Dankie Here dat ons kan weet, ons kan ken wat hierdie klip beteken. Ons kan ken en ons kan onthou want U herinner ons. En ons herinner mekaar. Laat hierdie boodskap van hoop en standvastigheid ook vir die toekomstige geslagte 'n vaste hoop wees. Want ons staan nie net in die 21ste eeu as 'n geslag wat die Here se genade hoor 2de, 3de, 4de, 5de hands nie. Maar ons hoor dit nog direk van God af, want U woord is nog oop en ons hoor dit, Here. Ons sien dit, Here. Ons sien dit deur die skildery van die genade, ons sien dit deur Israel en ons sien dit dat U nog nooit verander het nie. Prys U naam. Laat ons vashou in hierdie waarheid tot in lengte van dae. Dra die gemeente aan U op en ons bid, Here, dat die grootsheid van hierdie waarheid ons nie sal verlaat nie. En dat ons nie sal weghardloop omdat dit moeilik raak in 'n wêreld soos dit nou is nie. Maar dat ons sal vashou aan hierdie wonderlikheid wat U vir ons gegee het. En dat ons kan weet, ons kan vir ons kinders sê, hoekom is ons hier? En waarheen gaan ons? Ons ken die pad. Ons bid vir elke gesin om hierdie waarheid ook uit te dra. Ons bid vir die uitdagings wat elke gesin elke dag moet trotseer. En ons bid vir bemoediging. Ons bid vir hulle wat ongesteld en siek is. U ken die herstelprosesse en dit is moeisaam en dit maak baie moedeloos. Maar dankie dat U met ons is. Ons
dankie vir hulle wat in die hospitaal is tans, dat U hulle steeds onderskraag en beskerm. Ons bid vir hulle familie en gesinslede. Ons bid vir elkeen wat benoud en bekommerd is in hierdie dae oor die gesondheid van ons geliefdes. Ons weet, Here, dat gesondheid in U hand lê en ons vertrou, Here, dat U elkeen van ons sal bystaan. En ons weet, Here, ons stap na die beloofde land. Deur gebrokenheid, deur siekte en deur beproewing. Dankie dat U ons lei. Aan U kom toe die eer, die dank en die lof in Christus naam. Amen. Het geleentheid om Here te dien met U liefdegawe. Ons antwoord met die sing van Gesang 276. Gesang 276, ons sing daarvan strofe 1, 2 en 3. 'n Getuienis van ons geloof. Daar veral in die laaste vers, so in die middelrond, jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van die groot gebod, uit liefde tot die naaste handel, o God, saam met u gees, staan met u gees ons by, sodat u liefde in ons bly. Al 3 verse gesang, 276.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in sy volmaakte vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met elkeen van julle. Amen.